Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Dawid sê in Psalm 23 vers 1, Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dit is maklik om te sê, die Here is my herder. Maar hoe weet 'n mens of dit vir jou 'n werklikheid is, en nie maar net woorde nie? Hier is 'n eenvoudige toets. Wanneer jy hulp nodig het, na wie toe gaan jy eerste? Want die meerderheid van die mense nader eers God, nadat alles anders wat hulle probeer het, nie uitgewerk het nie. Eers dan is gebed vir hulle opsie. Dink gou vir 'n oomblik aan die laaste krisis wat jy in jou lewe gehad het. Na wie het jy eerste gegaan vir hulp? Want wie jy ook al eerste na toe gegaan het vir hulp, dit is jou herder. 'n Man wat eendag op reis was in die reënwoude van Afrika, was besig om 'n gids te volg. En terwyl hulle al hoe dieper in die reënwoud inbeweeg het die gids met sy kapmes die digte bos wat soos 'n muur voor hulle gestaan het, afgekap. Hoe weet jy waarheen om te gaan? Vra die man die gids. Waar is die pad? En die gids het geantwoord, ek is die pad. Die lewe is baie soos 'n oerwoud. En om suksesvol deur die lewe te navigeer, het jy 'n gids nodig wat presies weet waarheen hy gaan en wat hy doen. En hier op aarde is daar net een wat gekwalifiseer is vir so 'n taak. En dit is die Here. Daar sal nooit 'n dag in jou lewe wees waar jy nie sy leiding nodig het nie. En die wonderlike ding is dat God ons wil lei. Die woord sê in Johannes 10 vers 3 en 4, vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Wat 'n belofte. Daar is baie verskillende stemme in hierdie lewe wat meeding vir jou aandag. Daarom is dit belangrik dat jy Jesus jou herder se stem sal ken. Here, U woord sê U skape ken die stem. Help my om nie deur enige ander stemme mislei te word nie. In Jesus naam bid ek dit.